Goeiedag, liewe luisteraars en kykers. Ons almal wens mekaar een of ander tyd seën toe. Dink vir 'n oomblik daaraan, geseënde Kersfees, geseënde Paasfees. Na Kersfees wens ons mekaar 'n geseënde nuwe jaar. As iemand verjaar, wens ons hom of haar 'n geseënde nuwe lewensjaar toe. Baie seën op jou arbeid. Mag jy met voorspoed en goeie gesondheid geseën word. Om nou maar sommer 'n paar seënwense as voorbeelde op te noem. Het ons al 'n bietjie gedink presies wat dit beteken? Ons weet dat dit iets goeds beteken, maar wat presies sê ons daarmee wanneer ons iemand seën toewens? Dit is interessant om te sien dat die heel eerste seën van God self gekom het. En wel alreeds so vroeg soos in Genesis 1, heel aan die begin. Nog voor God die mens geskep het die seën alreeds van God uitgegaan. In Genesis 1 vers 22 lees ons die eerste keer in die Bybel van seën. En wel, net nadat God die eerste diere geskaap het. Dit was op die 5de skepingsdag. Hy het die groot seediere en die ander lewende wesens in die water geskep. En so ook al die voëls. Daar staan, toe het God hulle geseën. Wees vrugbaar, word baie. Dieselfde het hy ook gedoen nadat hy die mens geskep het. Daar staan in vers 28, toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie. Dit is die heel eerste keer in die Bybel wat ons met seën kennis maak. In hierdie konteks kan ons samevattend sê, is seën lewenskenkend of lewegewend en dit gaan van God uit. Dan, slegs so 'n paar hoofstukke later, lees ons weer van seën en wel na die sondvloed, toe God Noag se seuns geseën en gesê het, wees vrugbaar, word baie en bewoon die aarde. Soortgelyk soos aan die begin by Adam en Eva. Mens kan ook die verbond met Noag en sy seuns na die sondvloed sien as 'n nuwe begin. So het God ook vir Abraham gesê in Genesis 12, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. In die Bybel sien ons egter nie net dat God mense seën nie, maar dat mense ook mekaar seën. Dink ons maar aan Isak wat Jakob geseën het, toe hy gedink het dat hy sy ander seun Esau seën. Soos daar in die Ou Testament talle seënwense is, vind ons ook talryke seëninge in die Nuwe Testament. In die volgende paar afleweringe kyk en dink ons bietjie na oor die gedeelte in Jesus se bergprediking of bergpredikasie oor die geseëndes. Ek moet eerlik erken, toe ek nog 'n kind was en iemand het hierdie gedeelte gelees, naamlik geseënd is die en geseënd is daardie, het ek gewoonlik nie veel daaroor nagedink nie. Ek het toe by myself gedink, hier volg die lys van die geseëndes. En dan het ek selfs partymal so 'n bietjie afgeskakel. Dit is egter eintlik 'n besonder mooi gedeelte hierdie, met 'n baie diep betekenis. Wat ons ook hier ter harte moet neem, is dat dit nie slegs uitsprake van Jesus is nie. Dit is ook vermaanings in die sin van 'n oproep. 'n Oproep van Christus om dit te doen en te wees wat die geseëndes doen en is. Met ander woorde, nie net hierdie en daardie is geseën nie, maar ons moet ook doen wat hier staan, om ook vir ander 'n seën te wees. Die eerste seënuitspraak van Christus lui in Matteus 5 vers 3, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Ek verstaan dit nie as toeval dat spesifiek hierdie seënuitspraak van Christus reg aan die begin staan nie. Myns insiens omvat dit nie slegs al die seënuitsprake wat hierop volg nie, maar dit omvat in effek
met sy hele geloof in Christus. Dink bietjie daaroor na. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Die woord in die oorspronklike taal vir geseënd wat hier gebruik word, beteken veral gelukkig. Maar die geluk waarvan hier gepraat word, is nie in die aardse sin van die woord nie. Dit is nie die soort geluk wat ons beleef as ons byvoorbeeld iets wen of iets materieels besit waaroor ons bly is, omdat ons byvoorbeeld lank daarvoor moes spaar nie. Dit is nie 'n verganklike soort geluk wat kom, 'n rukkie hou en dan weer verbygaan nie. Dit is 'n blywende geluk wat onafhanklik van omstandighede, verandering en invloed van hierdie lewe is. Die Griekse woord wat hier vir geluk gebruik word, word ook in ander tekste gebruik. Dit is interessant om te sien dat dit presies elke keer hierdie soort onaantastbare geluk is wat tot uitdrukking gebring word. Ons kan die een en ander voorbeeld daarvan noem. Christus praat byvoorbeeld in Lukas 12 daaroor dat mens altyd gereed moet wees, omdat mens nie weet wanneer die Here kom nie. Dan sê hy, gelukkig is die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref. Die woord vir hierdie gelukkig is dieselfde woord wat in die inleidingsseëning van Christus se bergpredikasie gebruik word. So ook waar Christus in Lukas 11 oor die ware geluk praat. Daar gaan dit oor die vrou wat uit die menigte geroep het, hoe bevoorreg, hoe geseënd is die vrou wat die Here in haar liggaam gedra en aan haar bors gevoed het. Christus antwoord egter daarop, nog meer bevoorreg, nog meer geseënd of gelukkig is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou. Ook word presies hierdie woord gebruik wat ons met geseënd, gelukkig of salig vertaal, wanneer Christus in Lukas 6 en ook Petrus in die eerste Petrusbrief sê, geseënd is die wat ly, swaar kry en gehaat word ter wille van Christus. Dit is nie 'n soort geluk van verbygaande aard nie. Dit is ook nie 'n soort geluk wat van omstandighede wat verander afhanklik is nie. Dit is diepe, blywende geluk met ewigheidswaarde. Ons het taamlik in besonderhede gekyk na wat geseënd hier beteken. Nou volg nog daarop die deel, die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Toe ek nog klein was, het ek dikwels gedink dat dit maar beteken hoe afhanklik ons van God is met betrekking tot die dinge wat hy elke dag vir ons gee. 'n tuiste, voedsel ensovoorts. Met ander woorde, die daaglikse liggaamlike versorging. Maar hier is eintlik iets anders ter sprake. Soos dit in die ou vertaling van 1933 staan, is dit myns insiens baie nader aan die betekenis van die oorspronklike taal. Daar staan, salig is die wat arm van gees is. As mens na die teks in die oorspronklike taal kyk, dan druk die verskillende vertaalmoontlikhede dit eintlik nog sterker uit. Want hierdie deel arm kan selfs ook so sterk verstaan word soos bedelaars. Met ander woorde, salig is die wat bedelaars van gees is. Laat ons vir 'n oomblik bietjie daaraan dink. Hoe afhanklik is 'n bedelaar? Hy het niks en is ten volle afhanklik van die hand wat vir hom gee. Ek praat nou nie van bedelaars wat geleenthede ontvang en dit wegwys, omdat dit vir hulle te veel moeite is om te werk nie. Bedoel word bedelaars wat
alles in die lewe verloor het sy deur trauma, deur 'n terugslag in die lewe, om gesondheidsredes of deur iets soortgelyks. Iemand wat absoluut niks het nie, wat met leë hande voor mens staan, en wat eintlik ook neergeslaan is teen die grond. Iemand wat so 'n bedelaar van gees, so arm van gees is salig, soos Christus sê, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Hierdie teenstelling is eintlik ongelooflik. Die armste is deur Christus eintlik die rykste. Wat beteken dit om geestelik arm te wees? Dit is die teendeel van selftevredenheid en onafhanklikheid van God. Om geestelik arm te wees beteken die nederigheid om te erken dat mens sonder God bankrot is. Dit verwys na die mense wat deeglik daarvan bewus is dat hulle sonder die genade van God verlore is. Dit is die kernbeginsel van die geloof. Waar staan jy in jou eie oë as jy vir God staan, liewe broer en suster? Staan jy in onafhanklikheid, in selfvolkomendheid voor God? Staan jy voor hom om eintlik net vir hom te sê, jy het hom nie werklik nodig nie? Of staan jy voor hom as 'n bedelaar van gees, 'n bedelaar in die gees, as iemand wat in die gees bankrot is vir hom, omdat jy in alles van God afhanklik is? Want dan is jy gelukkig in hierdie totale armoede, sê Christus. Dan is jy deur Christus die rykste wat daar is. Dit is egter nie slegs 'n uitspraak nie, maar ook 'n oproep van Christus. Word of wees deeglik bewus hoe arm jy van gees is, of hoe groot bedelaar jy van gees is. Alleen as mens daarvan bewus is, en dit ook leef, behoort die koninkryk van die hemel aan jou. Amen. Laat ons saam bid. Ons almagtige God en hemelse Vader, skenk aan ons die leiding van u Gees. Lei ons daarheen om tot die besef te kom dat ons sonder u geheel en al bankrot sou wees. Dit verg van ons die erkenning dat nie ons op die troon van ons lewe moet sit nie, maar u alleen. Dit is dikwels vir ons die swaarste, omdat ons volgens ons natuur graag self altyd weer in beheer van dinge wil wees. Ja, so ook in beheer van ons eie lewe wil wees. Wil u ons dit vergeef en wil u ons gehoorsaam maak om u Gees se leiding te volg? Wil u werklik in ons hart op die troon van ons lewe sit en ons al die dae tot die einde van ons lewe, wanneer u bepaal het om ons te kom haal en vir ewig na u toe te neem. Ons lei in nederigheid, dat ons altyd weer besef dat ons alleen deur u Gees die rykste is wat daar is, wanneer ons arm van gees en klein in ons eie oë is. Vergewe ons tog al ons sondes, en dankie dat ons dit mag bid in die naam van ons Here Jesus Christus en Verlosser, wat sy lewe vir ons gegee het, om die lewe vir ons te skenk, en dit in oorvloed en in ewigheid. Amen.